Ek kuier vandag weer hier by CNH Capital en ons praat oor die besigheid van landbou. Nou by my is Dawie, Nico en Willie. Willie, ek gaan by jou begin. Ons het in die vorige gesprek so bietjie geraak aan die ekosisteem, gesamentlike doelwitte en skaal. Wat was die hoofpunte daar? Vir as jy wil skaal, daar's 'n paar elemente wat jy in ag moet neem. So 'n duidelike doelwitstelling. Jou hulpbronbestuur, soos jou arbeidsbestuur, jou finansiële bestuur, moet jy redelik sterk en goed doen. Jou diversifisering van oeste, jy moet tegnologiese integrasie gebruik, so deur presisie boerdery, tegnologie, ander sagte ware wat daar is in terme van boerdery, as ook die data wat jy het voor jou om dit te gebruik, tot die voordeel in jou besigheid. So daar's 'n paar elemente wat 'n mens in ag moet neem as mens wil skaal. Nou, mens kan vertikaal of mens kan horisontaal skaal. Horisontaal is meer as jy jou R10 op 'n ander plek nog R10 wil verdien. En daar is wel ook limitations, as ek dit so kan sê, met dit, want jy kan ook net soveel land aankoop of soveel land hier in boer. En dan sal die vertikale skaal. En dit is die element wat 'n mens dalk amper meer op fokus en meer in jou beheer is. En dit is om jou kostes so ver as moontlik te verlaag, deur baie meer effektief te kan boer. En om op elke punt iets by te kry. En elke punt iets by te kry. Maar dan, soos jy op elke punt iets kry, in hierdie ekosisteem het jy natuurlik verskeie inset verskaffers, of wat jy eintlik meer met partner, as ek dit so kan stel, vennootskappe bou. En mens moet probeer dat daar 'n gesonde ekosisteem gehandhaaf word, dat elke ou volhoubaar is in hierdie ekosisteem, maar ook dat elke ou en aan elke ou basies die pad saam met jou stap in terme van jou doelwitte. Jou bankbestuur speel 'n groot rol daarin. Dis belangrik dat jou bankbestuur ook jou doelwitte verstaan en dat mens kan beplan waar mens uitkom saam met jou vennote. Ek is bly jy gebruik die woord vennootskap. So jou ekosisteem is eintlik 'n klomp vennote wat in jou doelwit van onder andere skaal, effektiwiteit, volhoubaarheid moet glo. Korrek. Dawie, hy het nou gepraat van die finansiële kant, die bankbestuurkant. Deel van hierdie ekosisteem en deel van die boerderyaktiwiteite gaan rondom data en die bymekaar maak van data. Vanuit 'n finansierder se perspektief, waar sit data vir julle? Ons het in die verlede die banke natuurlik altyd gefokus op balansstaat om finansiering te doen. En as jy sekuriteit het in die grond, dan is jy verseker om finansiering te kry. Ons sien deesdae al hoe meer begin ons kyk na ons noem hom bank the jockey. Ons kyk na die boer. Ons kyk hoe hy sy besigheid bestuur. En hoe hy besluite daarvolgens maak om te kan seker te kan maak hy betaal terug op die einde. En ek dink dis belangrik waar data inkom. As daai boer nie weet hoe om die data te gebruik nie, gaan hy op die langtermyn nie 'n sukses daarvan maak nie. Want ja, jy kan horisontaal uitbrei tot op 'n punt en dan raak dit te groot, dan val die besigheid weer om, wat ander gevolge het. So ek dink databestuur is vir ons in die banke raak eintlik nou so krities, dat ons stel deesdae meer data-analiste aan as wat ons bankiers aanstel, of CA's. So belangrik is dit. Ons het in baie ander sektore ook gesien, wat die data gebruik vir ons tot voordeel is. Dieselfde met die landbousektor ook. Nico, jou spesialiteitsrigting is presisieboerdery en daarin speel data 'n groot rol. Die feit dat die bankiers vir jou sê hulle stel meer data-analiste aan as CA's, as bankiers, dit beteken tog dat data moet optimaal gebruik word. Hoe definieer jy die gebruik van data? Ja, data is inligting wat die masjien of die kliënt of die landboukundige of hoe dit ook al sê bymekaar maak. Ons maak data bymekaar al van die laat 90 jare af, maak ons data bymekaar, maar die vraag is altyd, wat doen ons met die data, hoe interpreteer ons die data, hoe wend ons die data aan op die grond? So as jy nie data het om jouself teen te meet nie, hoe gaan jy weet wat moet jy verander of wat moet jy slegter doen of beter doen? So data is ook in verskillende elemente wat ons data bymekaar maak. Maak ons masjiendata bymekaar wat ons intern gebruik as 'n fabrikaat, of is dit data wat jy agronoom gebruik, of is dit data wat jy as produsent gebruik in die palm van jou hand op jou slimfoon of in jou rekenaar, op jou rekenaar, of hoe dit ook al sê. So om jou data in te win en op 'n dashboard te kan sit en te kan sien en vinnige berekende besluite te neem. Dit is waar ons wil uitkom met data en daar moet ons 'n klomp vennote en vennootskappe sluit met verskillende produsente, maatskappye
om daai data in te win sodat dit heen en weer kan beweeg, sodat 'n kunsmismaatskappy kan sien wat gaan in jou data aan, wat moet ons verander in ons kunsmis byvoorbeeld. En andersom. So dit moet 'n oop en 'n heen en weer platform en gesprek wees sodat ons meer rolspelers kan betrokke maak om beter berekende besluite te kan neem. Maar die kern dan, Nico, is dat al daai data moet op een plek wees. Ja. Alles kom in een platform bymekaar en die platform, of dit nou watter fabrikaat dit ook al mag wees, moet 'n oop en 'n eenvoudige platform wees sodat die data geïnterpreteer kan word. Want elke persoon of elke fabrikaat het sy eie manier hoe hy die data lees en hoe hy dit skryf, maar dit moet op 'n stadium moet dit op 'n meetbare vlak kom of op 'n leesbare vlak kom sodat almal dit verstaan. Ek vergelyk dit altyd met die toring van Babel, dat almal se taal kan verstaan. Daar het niemand mekaar verstaan en dit het 'n klomp verwarring veroorsaak. So ons moet op 'n punt kom waar ons almal se data kan interpreteer en berekende besluite kan neem van daai data. Willie, dis 'n ongelooflike opwindende tydsvak waarin ons is, met die ontwikkeling van tegnologie, data, kundigheid bymekaar te sit, groot berekeninge te doen. Waarheen is ons op pad? So, my opinie van waartoe ons op pad is dat eerstens ek dink in landbou, as ek kom by mekanisasie spesifiek, ek dink effektiewe vlootbestuur is eintlik die rigting waartoe dit sal gaan. Ek dink ek sê nie dat daar nie tans effektiewe vlootbestuur toegepas word nie, maar ek dink daar is ouens wat dit baie goed doen en ek dink dit gaan nog groter beklemtoon word in die toekoms. Weet, om al die afasette om jou masjien beter te bestuur. Jou tire kostes, jou brandstofkostes, jy weet jou herverkoopwaarde, jou koopwaarde, en ek dink daar gaan rolspelers wees wat daai vir jou gaan vergemaklik. Waar baie van dit nou tans nog deur die boer self bestuur word in 'n manier. Ek dink ook dat die toekoms as ek kom by tegnologiese, ons is klaar in die tegnologiese era, maar die interpretasie van data, ek dink die ou wat wen, is die ou wat daai package in die regte manier. Vir die boer om 'n ingeligte besluit te maak, baie vinnig. Want daar is 'n magdom van data. Maar weer eens, ons gebruik nie noodwendig die data effektief nie. En mense kan verstaan, want in praktyk, nie elke boerdery het 'n data-analis wat na die data kyk en sê, kom ons doen A, B en C nie. So die vraag is wie maak die pakkie vir hulle reg in die manier dat hulle dit beter kan aanwend in hulle besigheid. So vir my, 'n kombinasie van al die data wat jy kan kry, om te kyk hoe kan jy jou koste om te boer verlaag deur al die elemente wat saamspeel, van 'n mekanisasie perspektief, hoe kan jy jou vlootbestuur optimaliseer. En ek dink as die ou wat wen, is die ou wat daai gedeelte reg kry. Nie net die produk offer nie, maar die elemente om dit kan bestuur vir die boere se sin maak. Uitstekend, ek dink dit maak wonderlike sin. Dankie, Dawie, Nico, Willie. Ek dink die vertrekpunt is dat jy het in elk geval die belegging gedoen in die mekanisasie, maar jy het ook die belegging gedoen in die tegnologie. Maak seker jy kry die optimale opbrengs op die tegnologie gedeelte van jou belegging.